Die een ding wat ek en jy van liefde moet weet, is dat liefde is 'n werkwoord. Liefde is wat ek noem, baie eenvoudig Afrikaans, is 'n doenwoord. En ek wil 'n storieetjie vir jou vertel, maar ek wil begin met 'n deel van die storieetjie, gaan dit vir jou lees, en dan gaan ek vir jou 'n bietjie konteks gee. So luister mooi na die volgende woorde. Dit is 'n vrou wat praat met 'n klein seentjie, wat sê, "If you're hungry," I said, "I'll take you to McDonald's and buy you lunch." Nou hierdie klein seentjie is 'n straatkind van 11, wat 'n sakevrou stop in Amerika, daar by Times Square in New York, en hy soek 'n geldjie, maar sy stap verby en toe draai sy terug en sy sê vir hom, "Okay, as jy honger is, dan kom ek vat jou McDonald's toe." "We had lunch together," skryf die vrou, "that day at McDonald's, and after that, we got together every Monday for the next 150 Mondays. Vir die volgende 150 maande. Nou mense gaan werk uit, ons praat van 5 jaar min of meer, wat sy hierdie kind elke maandag na McDonald's toe vat. 'n arm straatkind wat kom uit haglike omstandighede. En dis nie al van hierdie verhaal nie, dis nie al nie. Haar naam is Laura Schroff. Niemand het geweet van Laura voor sy hierdie boek geskryf het nie. Toe sy hierdie boek skryf met hierdie fantastiese verhaal in, toe word dit 'n New York Times bestseller, en sy is nou 'n bekende outeur en 'n bekende spreker in Amerika. En ek het haar persoonlik ontmoet en met haar gepraat oor hierdie fantastiese storie, wat net vir my geïllustreer het, liefde is 'n werkwoord, liefde is 'n doenwoord. En sy het nie net daai 150 maande McDonald's met hom gedoen nie. Sy het vandag nog, ons praat van 20 jaar later, 30 jaar later, het sy steeds 'n verhouding met hierdie volwasse man vandag wat getroud is en self 4 kinders het. Uitgestyg het uit sy haglike omstandighede uit. En dit is vir my so die voorbeeld van Jesus. Die dag toe ek al ontmoet het, toe sê ek vir haar, weet jy wat, jy is vir my so 'n voorbeeld van hoe Jesus geleef het toe hy op aarde was. Sy het haar dood geskrik, sy het haar mors dood geskrik vir hierdie man van Suid-Afrika wat vir haar hierdie woorde sê. Jesus was 'n slaaf, Jesus was 'n dienskneg, hy het kom dien, hy het kom gee, hy het kom wys dat liefde is 'n werkwoord, liefde is 'n doenwoord. Dis hoekom hy aarde toe gekom het, is om my en jou te dien, 'n verhouding met ons Vader moontlik te maak. Hy het nie gekom om te ontvang en om te kry nie. Hy het gekom om liefde te illustreer as 'n doenwoord, om liefde te illustreer as 'n werkwoord. Filippense 2:3 sê, "Doen alles in nederigheid, kyk op na mekaar, beskou ander mense as belangriker as julleself." En dis wat Laura hier gedoen het teenoor hierdie straatkind. Jy is belangriker as ek, en ek is hier om jou te dien. En hierdie kind se hele lewe het dramaties verander. Soos ek sê, vandag 'n werkende, jong, volwassene, gelukkig getroud, self 4 kinders. 'n 11-jarige straatkind. Een vrou het verstaan, liefde is 'n werkwoord, liefde is 'n doenwoord. Kom ek gee, kom ek reik uit, kom ek offer op. So daar's die uitdaging vir my en vir jou. Kom ons hê lief, kom ons leef liefde, kom ons doen liefde. Hê 'n fantastiese dag en 'n fantastiese week.